Goeiemôre vriende, ons ontmoet vanmôre weer om bietjie in die Bybel in te delf en te sien wat die teks vir ons sê en ons gaan kyk daarna vanuit die brontale. Ons gaan kyk daarna vanuit die konteks van die kultuur van die tyd waarin dit geskryf is en wat is die betekenis daarvan en spesifiek dit wat ons vandag oor gaan praat is hoe dit geëvolueer en verander deur die tye dat dit ander betekenisse inhou anders as dit wat ons in die begin van die tye in die Bybel lees. Maar alvorens ek daarop ingaan, wil ek tog net bietjie spog vanmôre met 'n paar feite. Ons het 'n nuwe mikrofoon ontvang gister wat die klankprobleem absoluut adresseer en ek is baie dankbaar vir die seëninge wat die Vader stuur daar. En dan het ek 'n paar geskenke ontvang van 'n baie goeie vriend en sy vrou, veral van sy vrou af. Haar suster woon in Israel en ek het hierdie bord gekry. Ongelooflike mooi bord. Dit is 'n challah of 'n sabbatbrood. Daai gevlegte Joodse brode wat hierop geplaas word gewoonlik op Shabbat en hy's in Hebreëus in hierdie silwermetaal en is hy ingeets die Hebreëus en hy het sy mes ook by waarop staan Shabbat Shalom. Agter my onder die ramshoring het ek 'n boekie Haggadah Pesach wat die Hebreëse uitleg is van die Paasete en die gebede en die goed wat gekoppel is aan dit wat daarin aangedui word en agter my het ek 'n Bybeltjie ontvang, die Tehillim. Tehillim is psalms. En hierdie boekie in die Engels en in die Hebreëus wat die psalms ongelooflik mooi en dan links agter my op die teen die muur is 'n prentjie wat ek kan sien geskilder is van een van die straattonele in Jerusalem en agter teen die muur 'n bord wat sê Shabbat Shalom. Ek dink hulle noem dit decoupage. Ek mag verkeerd wees, maar ongelooflike geskenke wat ek ontvang het en ek is bitter dankbaar vir dit. Maar kom ons kyk na dit waaroor hierdie opname gaan. En dit is die terme Hebreër, Jood en Israeliet. Ek gaan dit nie noodwendig in daai volgorde bespreek nie, maar ons gaan kyk waar kom daai terme vandaan en wat is die applikasie en die betekenis van dit. So die woord Hebreër gaan ons eers aanspreek en die eerste plek waar ons die term Hebreër kry is met Abraham, waar die Vader vir Abraham geïdentifiseer het en gesê het, jy is myne. Hy het eienaarskap basies van hom gevat en sy verhouding as spesiaal verklaar. En hy het vir hom gesê, jy is 'n Hebreër. Dis nou as ons Afrikaans en Engels lees. En die interessante ding is, doen jouself 'n guns en Google search Hebrew for Hebrew. Tik dit in, Hebrew for Hebrew. En jy gaan sien dat die woord Hebreër eintlik nie 'n Hebreëse woord is nie. Dat die woord wat ons daar kry in die bronteks is Ivriet. En Ivriet beteken die wat staan aan die ander kant. En dis los, dit is 'n paraphrase van die betekenis daarvan. So die wat staan aan die ander kant. By implikasie is dit 'n ek gaan baie Engelse terme gebruik, 'n separation, 'n skeiding tussen dit wat hier is en dit waarheen God jou vat. So en hy het vir Abraham gesê, jy gaan staan en weer 'n keer by implikasie in die teks is hy moet aan die ander kant die rivier gaan, dis ook die instruksie wat hy ontvang. En dit is vir my so mooi dat wanneer ons deur God gekies word, die dag wat ons die besluit neem en te sê ek lewe vir God volgens sy determinasies en volgens sy vereistes, dat ek die keuse maak om af te sonder vanaf die wêreld en die wêreldse dinge en dat ek anders gaan wees. Ons kry in Levitikus waar die Vader sê, wees heilig want ek is heilig. Nou ons het dit al reeds bespreek. Dit beteken nie dat ons goddelik moet wees nie. Dit beteken dat ons die besluit moet neem, daadwerklike besluit moet neem, om te verander en anders as die wêreld te wees. En die woord heilig kom van die Hebreëse woord kadosh af, wat, ek dink die Engels sê dit beter, to be separated, om geskei te word van dit wat die wêreld verteenwoordig en dit wat my onmiddellik identifiseer as nie deel van die wêreld nie, maar deel van God se plan. Nou in lyn met dit, wanneer ons dan gaan kyk na die wil van God, wat verskeie titels het, ons gaan nog by dit uitkom, dan sal ons sien op elke liewe vlak vra God skeiding. Die manier wat ons gedra, die manier wat ons aantrek, die verhoudings wat ons aanknoop, die kosse wat ons eet, elke faset van jou lewe moet jy konstant 'n aktiewe besluit, 'n definitiewe besluit maak en te sê, ek kan die doen, maar ek gaan die doen
omdat ek anders is, omdat ek vir God is en teen dit is wat die wêreld is. En die identiteit van wie jy is en van wie die wêreld is, lê spesifiek in daai besluite om te sê ek is anders. Ek wil nie dieselfde wees nie. En mense, dit is 'n harde pad. Ek gaan nie dit sugarcoat nie. Dis 'n moeilike pad om elke dag konstant die besluit te moet maak, hier moet ek dit doen om te voldoen, daar moet ek dit doen. Dis heeltyd 'n gefokusde lewe om te besluit. En dit is hoekom die vergifnis-ekonomie so belangrik is. God het 'n vergifnis-ekonomie ingebring, wat in die Hebreëus bekend staan as die teshuva-ekonomie. Teshuva beteken jy verklaar jou sonde aan God. Jy maak reg met jou broer en suster met wie jy verkeerd gemaak het, en daarna verklaar jy jou sonde aan God en jy vra vergifnis en jy maak die volgende verklaring: Vader, ek draai terug na U toe, met die doel om hierdie sonde nie meer te pleeg nie, en sodoende met die regmaak van die broer en suster, met die keer na God toe en die commitment om te draai terug na hom toe, teshuva, vervul jy dan die vereiste ekonomie vir vergifnis en die kwytskelding van daai sonde. En ons weet natuurlik, in lyn met daardie selfde vergifnis-ekonomie is die prys wat Messias betaal het, dat daardie sonde wat ons geteshuva het voor, dat dit bedek word. En voorens ons nie die nigtere besluit gemaak het om te draai na God toe nie, en dan word ons nie bedek deur die bloed nie. Maak nie saak wat die doktrine sit nie, ons sal nog by dit uitkom. So, daai hele proses is so in lyn met dit wat God met Abraham gedoen het en vir hom gesê het, jy's ivriet. Jy's die wat staan aan die ander kant. Jy's nie meer hier nie. Jy hoort nie meer hier nie. Jy hoort nie in hierdie plek nie. Jy staan aan die ander kant. En dis die Hebreër, en ons sal sien dat al Abraham se nasate daarna na verwys word as Hebreërs. En almal van hulle is nie Israeliete nie, en almal van hulle is nie Jode nie. So kom ons gaan dieper in dit, en kom ons kyk na die term Israeliet. So ons kry Jakob wat in die wildernis is, wat stoei, en party vertaling sê wat stoei met God, ander vertaling sê stoei met die engel. En wanneer jy na die Hebreëse teks gaan kyk, sal jy sien dit is Malach Elohim, wat kan beteken of 'n personifikasie of 'n manifestasie van God homself, of die engel van God met wie hy hierdie striweling aangehad het. En daarna kry hy die titel Israel. Nou Israel word deur die akademikuste vertaal as een van twee dinge. En dit is die eerste een is die God wat volhard of volhou, of dit is hy wat gestoei het met God. So dit is enige een van daai twee terme, maar die belangrikheid daarvan is daar het die identiteit Israel begin. En Israel is van toepassing op al die nasate dan van Jakob, wat dan die 12 stamme is, of moet ek eerder sê die 13 stamme, want mense mis dit. Daar was 13 stamme, was nie 12 nie. Die 12 was die wat God uitgekies het as die stamme van Israel, die identiteit van Israel as 'n groter groep bevolking wat Israel is, en dit is waar die van toepassing is. En dan Lewiete, wat in diens van God was, wat ander takings gehad het, maar hulle was nog steeds deel van die wat onder God se genade gestaan het. So kry ons dan vorentoe en dit is nie alles ek gaan net kortliks deur dit, kry jy dan in Israel, waar die hele Israel as 'n volk gewoon het, wat dan die 12, of kom ons sê die 13 stamme insluit, Israel wat daar gewoon het, en dan kry jy aan die einde van Salomo se koninkryk, breek die koninkryk in twee. Jy kry die twee suidelike stamme wat Jehuda en Benjamin is, en dan kry jy die 10 noordelike stamme van Shomron, wat dan Naftali, Manasseh, Ephraim, Asher, Dan, Gad, almal van hulle is, wat in die noordelike stamme is, en hulle is van daar af staan hulle bekend op een van twee titels. Die een is of Ephraim, of Israel. En in daai konteks, wanneer daarna hulle verwys word as Israel, sluit dit Juda en Benjamin uit. Dit is van toepassing op die 10 stamme. So daar begin die term Israel, die identiteit Israel, neem 'n ander vorm aan, as wat dit in die begin beteken het van Jakob en dan sy nasate. So eers individueel vir Jakob en toe sy nasate, en dan globaal die volk Israel. En in daai omstandigheid en in daai konteks is dit die 10 noordelike stamme of Ephraim of Israel. En dan om dinge nog meer de mekaar te maak, confusing te maak, kom Paulus
En hy verander weer aan daai identiteit wat bekend staan as Israel. En dit is deur in Romeine 11 te verduidelik dat daar uit die Israel uit sekere takke afgesny gaan word, wat regte erfgename is, en dat daar ander takke ingevoeg gaan word, wat dan die geestelike Israel verteenwoordig. En daar's baie ander terme wat daaraan gekoppel kan word, die remnant, die oorblyfsel, en die regverdiges, en die heiliges, en. So dit is goed wat ons in 'n toekomstige opnames kan adresseer. En so kry jy dan in Galasiërs, gaan Paulus en hy gebruik hierdie term op, en hy noem dit God se Israel. Nou, wanneer jy deur die Bybel lees, en veral wanneer jy die evangelie toepas op dit wat ons leer uit die Bybel uit, die doel van God, om te begin by die terminologie wat gebruik word met Abraham, van die wat staan aan die ander kant, wat die besluit maak om anders te wees as die wêreld, wat dan die Bybel gebruik, kadoshim, die heiliges, die wat besluit het om separate te wees, waar jy daai besluit maak, en dan deel word van die geestelike Israel, die doel wat God het vir die wat besluit het, hulle stap weg van die wêreldse dinge, hulle word deel daarvan. Nou, dis nou waar die probleem in kom. Ek gaan nou by die Jode kom, is waar mense sê, ek is Israel, jy is nie Israel nie, daai is Israel, en so kry jy hierdie verskillende groepe reg oor die wêreld, wat sê, hulle is Israel, en Israel wat in Israel is nie regte Israel nie, want Israel wat weer volk en 'n nasie geword, en Israel het nog meer confusion in die mix gebring, en die realiteit is, dat almal wat in Israel is die Jode nie. Gaan nou by dit kom. So jy kry hierdie die mekaar spul, en baie mense put waarde uit hierdie hele mengelmoes van dinge uit. Maar wanneer jy terugstaan en na die terminologie kyk, en kyk wat die Bybel bedoel met dit, elkeen in sy konteks, is dit alles buiten dit wat mense claim dit is. So Israel is of Jakob, of dis die volk Israel, of dit is die 10 noordelike stamme wat weggevoer is in ballingskap deur Assirië, of dit is die geestelike Israel wat die definisie is van God, en daarby gaan ons nog genoeg kom. En dit is gewis nie 'n titel wat gebruik moet word om ander te oordeel na die hel toe, en vir my baie spesiaal te laat lyk nie. So dit is die short and sweet wanneer ek kom by Israel. Nou kom ons kom by die Jode, en dit is 'n ding wat baie amok veroorsaak, want mense bring dwaling partykeer as prys, sodat hulle kan oordeel teenoor ander, en hulle self kan vrywaar. So die realiteit is, die eerste plek waar jy die naam Jood kry, maar in die Hebreëse konteks, is die woord Jehud. En hier's waar die ding gebeur het. Benjamin, wat saam met Jehuda gebly het in die suidelike deel van Israel, is nie Jode nie. Maar by implikasie met die ballingskap wat gegaan het na Babylon toe, deur Nebukadneser, was hulle geag as Jode, want die groter groep mense was genoem Jehud, en hulle is soontoe gevat, na Babylonië toe. Die 10 noordelike stamme was nie Jehud nie, en is nie Jode nie. Wanneer jy gaan navorsing doen, sal jy sien dat die naam Jood is afkomstig, en jy kan dit sommer hoor ook in die teks, van die naam Jehud, wat beteken Jehuda, die stam van Juda. Ons ken dit in ons Bybels as Juda. Raai wie sy die stam Juda uitgebore, by the way. Maar in elk geval, so Jehud is Jood. Almal wat ballingskap toe gegaan het in Babylonië was nie almal Jode nie, Benjamin was deel daarvan. So kry jy dan, terwyl hulle in ballingskap is, wat die algemene term begin gebruik word om almal in ballingskap te beskryf as Jode, Jehud. En so kry ons dan die verhaal van Cyrus, Koresh, wat Nebukadneser sy koninkryk om oorwin het, en toe vir die Jode gesê het, julle kan terug gaan Israel toe, julle gaan Jerusalem herbou, julle gaan die tempel herbou, en so het die Jode dan getrek terug Israel toe, en hulle het Jerusalem en die tempel gaan herbou, maar by implikasie was hulle almal nie Jode nie. So om dinge nog meer confusing te maak,
sal ons vind wanneer ons die Bybelstudie gaan doen, soos wat die Bybel dit bepaal en vir jou sê, sal jy vind dat die mense wat teruggegaan het Israel toe, was maar so min as 5% van die hele bevolking wat in ballingskap was. 5%. Wat beteken 95% van die Jode het agtergebly in Babylonië en geassimileer. Hulle het ingedeel van die bevolking van Babylonië geword en wat later die koninkryk van die Media Perse was van Cyrus en van Darius of Dariavesh, deel geword het daarvan en daar het hulle in die nasies ingevloei. So ek vind dit nogal baie moeilik as iemand vir my sê ek het nie Joodse bloed in my nie of ek is nie 'n Jood nie of whatever. Daar's net te veel vermenging gewees deur die geskiedenis vir my om dit te entertain as mense dit vir my sê. So dan vind ons daar dat die Jode het in Israel gewoon en hulle het wat 'n vermenging was van verskillende stamme wat in Israel gewoon het en die geskiedenis bewys dit. Wat dan in Jerusalem gewoon het wat die tempel geerbou het en die tempel het aangegaan. En dan kry ons die verhaal van 70 AD waar die Romeine gekom het en hulle vernietig het, hulle die tempel afgebreek, presies soos Yeshua gesê of Jesus sê in Matteus 24 het dit presies toe die gebeur soos wat hy gesê het en hulle is weer 'n keer in ballingskap gevat. En so kry jy dan dat, en dis interessant genoeg as jy gaan kyk na die geskiedenis van die Bybel, jy kyk na God sê dat julle in ballingskap geplaas gaan word vir 2000 jaar, maar dat julle dan oornag weer 'n volk en 'n nasie sal word in die grondgebied wat ek vir julle voorouers gegee het. En as jy gaan kyk van dat hulle in ballingskap in Babylonië gegaan het tot en met 1948, toe oornag, presies soos die profesie dit sê, het Israel weer 'n volk en 'n nasie geword in die grondgebied wat daai tyd al behoort het aan Israel, was omtrent 2000 jaar. En ons gaan nog kom by die definitiewe artikel kom by datums en tye wat in die Bybel weergegee word, soos die 70 jaar in ballingskap en. Die realiteit is, dis omtrent 2000 jaar die tydperk wat God gesê het, en daar kry jy dan waar Israel weer 'n volk en 'n nasie word in die grondgebied wat God vir hulle voorvaders gegee word. En dan begin daar goed gebeur wat profeties in die Bybel staan, tot en met vandag toe. Hier waar ons sit vanmôre het ek nuus gekry dat Israel, dieselfde vrou wat van wie af hierdie items kom wat ek van praat, het gesê dat hulle is besig om voor te berei vir 'n oorlog teen Iran komende maandag, miskien Sondag, hulle is nie 100% seker nie. En gister ook die nuus gekry dat Donald Trump het die go-ahead het gekry om die oorlog met Iran aan te vat. So dit is alles goed wat in profeseë geverifieer kan word. Nie dat ek sê dit is definitief dit nie, want partykeer moet al die boksies getik word, nie partykeer nie, elke keer moet al die boksies getik word om te sê hierdie profesie is vervul, maar dit is definitief 'n lyn van profesie en dit loop in lyn met dit wat in 1948 gebeur het. So om dan te sê dat die Israeliete wat in Israel is nie regte Israeliete nie. I beg to differ. Profesie sê dit anderster en dit alles dui dat die vervulling van profesie, en jy kan maar na al die profesieë toe gaan. Maak dit dan dat die Jode, wat 'n valse narratief is, wat deur die wêreld gespin word, in Israel nie die werklike Jode is nie, of nie die regte Israel is nie. My argument vir dit is, God sê in sy woord, presies die lyn wat die geskiedenis gaan volg. Nou daar het baie verskeie ander dinge gebeur, wat hand aan hand loop met die hervestiging van Israel in 1948, en net om te sê, dat Israel, wat nou in Israel is nie regte Israeliete nie, maak die vervulling van profesie en die woord van profesie null en void. Dat maak dat dit nie waar is nie, en wat vir my 'n baie gevaarlike terrein is om op te beweeg, want as jy die magtige God dien van die Bybel, is die vraag wat ons moet vra. Sou God toegelaat het dat Israel, wat nou in Israel is, hervestig sou word, wat dan blyk te wees 'n vervulling van die profesie, indien dit nie waar is nie, sodat daar misleiding kom? My God sal dit nie doen nie. En dit wat alles bevestigend gebeur het, selfs dit wat nou gebeur, gaan Google search bietjie wat gebeur met die dooie Satans, gaan kyk waar word dit geprofeteer in die profesie. Al hierdie goede staan in profesie. So daar's net een manier wat jy by hierdie goed kan uitkom, soos wat baie mense dit doen, en dit is deur die tekste verdraai
acrobatics te doen. Ek dink nie ek het dit reg uitgespreek nie. Acrobatics te doen met die teks en dit te verdraai en te contort en te shape soos jy dit wil hê, sodat dit jou boodskap kan oorgee. Ek gaan my opinie gee oor wie is die Israel wat belangrik is. So kom ons vat 'n bietjie die Bybelse Israel. En dan kyk ons bietjie na wat die moontlikhede is daarvan. Hoe ek dit sien, hierdie is my opinie. Nie feitelik nie, my opinie. Dat God, wanneer ons kyk na die Bybel, adresseer die Midde-Ooste en Israel wat daar is. Hy praat nie van die hele wêreld nie, en jy moet regtig waar weer 'n keer die teks gaan stretch, gaan rek om uit te kom by van hierdie opinies wat baie mense het om te sê, kyk, hy praat van Suid-Afrika, of hy praat van Amerika, of hy praat van die. Alwaar jy die verwysing kry van ander is wanneer hy praat van die ander nasies reg oor die wêreld. Hy noem nie een by naam nie. En as jy die karaktereienskappe, dan dis you stretching it, om die minste daarvan te sê. Maar hier is die realiteit. God het hierdie doel op aarde, om 'n heilige mense vir homself eenkant te sit wat aan hom behoort. Die res behoort aan die wêreld, en hulle gaan die beloning kry van hulle keuse. Net soos wat ons beloning gaan kry van ons keuse. En dat die doel van die Bybel is om die geestelike Israel, die wat die finale Jerusalem sal bewoon, wat in die finale koninkryk van God sal woon, dan die geestelike Israel te noem. Wat dan by definisie beteken, as ons daai term aanvaar en sê, dit is wat die Bybel van praat, beteken dit dat daar Israeliete in lyn met die geestelike Israel is reg oor die wêreld. En dat dit nie net die fisiese Israel is wat kwalifiseer vir daai titel nie, maar al die gelowiges wat oor die aarde is, wat streef na gehoorsaamheid en 'n verhouding met die God van die Bybel. Dit is die Israel wat God, en dis my opinie, dat daar uit elke volktaal, nasie, soos wat ons lees in Openbaring, soos wat ons lees in die ander profetiese boeke, uit God se mond uit, dan sal kwalifiseer vir dit, wat dan by definisie beteken, dat ons in Suid-Afrika, wat gelowiges is, wat strewe na 'n verhouding met God, wat strewe daarna 'n gehoorsaamheid van God, en let wel, ek sê strewe, dat jy deel is van die geestelike Israel wat God se doel is. Ek dink dit is fataal om ander mense te verwerp, omdat jy van die opinie is, jy is Israel, hulle is nie Israel nie, wat 'n contortion van teks is. My opinie weer 'n keer. Dit is fataal, want ons Messias sê vir hom, die maatstaf waarmee jy meet is, waarmee jy gemeet sal word, hoe jy oordeel is, waar daar oor jy geoordeel. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. En ek dink dit is teen die karakter van die godheid in. Want die oomblik wanneer jy staan met die oordeelstaffie in jou hand, omdat jy so righteous is, kyk jy jou eie sondestoestand mis. Dis 'n scary plek. Want dit is nie wat die teks vir jou sê nie, en dit is nie die identiteit van die God wat ons aanbid nie. Partykeer sit en kyk ek na wat mense sê oor God en sy identiteit, dan dink ek sien dit so in my geestesoog, hoe God daar sit en sê, dis nie ek daai nie. Dis nie van my wat hulle praat nie, wat dan by definisie beteken, jy is besig om jou eie godheid te vorm. Mense, dit is gevaarlik. Plaas laat ons rustig raak in ons gees, terugstaan en sê, waar pas ek in hierdie groter skiem in, om te kwalifiseer as 'n gelowige? Jou identiteit lê nie of jy 'n Jood is nie. Jou identiteit in God lê nie daar of jy Hebreër is nie. Jou identiteit in God lê nie of jy 'n werklike Israeliet is nie. Jou identiteit in God lê of hy vir jou sê, jy is Ami, jy is myne. Dis wat dit lê, en sy vereiste is dit wat hy sê, liefde aan my en liefde aan jou medemens. Ons gaan nog 'n opname maak oor die medemens naaste, daai interpretasie. En ek dink daai opname gaan mense skok, want dit is nie wat die mense sê dit is nie. God se definisie. Ek dink persoonlik, as jy 'n beter benadering wil hê tot die identiteit van Ami, of die mense van God, die mense wat aan die Vader behoort, raak rustig. Raak ontslaaf van hierdie oordeel wat jy in jou dra. Want
Want hier is nog 'n realiteit, en ek sluit met hierdie gedagte hierdie opname af. Wanneer die Vader praat van elke een wat aan hom behoort, praat hy van elke volk, elke taal, elke nasie. En hy sê dit, hy gebruik daai terme in verskeie plekke, wat dan beteken dat in daardie samevoeging is daar soveel kulture saamgevat in daai groepering. Verskillende kulture, soos wat jy die Engelse kultuur, die Portugese kultuur, die Griekse kultuur, die Afrikaner kultuur, die Zulu kultuur, al hierdie kulture is verskillende kulture wat die Bybel sê gaan saamgevoeg word, maar hier is die realiteit daarvan. God praat oor dit in die begin van die Bybel. En dit wat bekend staan is die Pentateeg, die eerste 5 boeke, of die Torah staan bekend in die Hebreëus, waar hy dan, en die terme wat hy gebruik is Sha'at Nes en Kilayim, waar hy sê, jy al is julle medegelowiges, moenie die kulture vermeng nie. Dit beteken nie by definisie dat daar 'n oordeel geneem word dat hierdie kultuur word tot hel verdoem en hierdie ene word, dis nie wat hy sê nie. Ek en jy is gelowiges, word gevra om liefde te beoefen selfs teenoor ons vyande, is dit nie die instruksie nie? Wat dan nie lê in die definisie van Israeliet, Jood of nie, maar lê in medegelowige. En selfs jou vyand moet jy lief hê. Wat beteken dit? Ons gaan by dit ook nog kom. Dis 'n fool's errand, en dit is my laaste opinie, om te fokus op my identiteit as dit. En mense, dan voldoen ons nie eers aan ons eie identiteit nie. Want ons is sondaars wat 'n identiteit het in die wêreld. En dis die identiteit wat ons moet probeer afskud deur liefde te beoefen teenoor God, teenoor medemens. Nou ja, daarmee het ek die terme Israeliet, Jood, Hebreër aangespreek. Wat is 'n gelowige? Wat is die vereistes vir dit? Ek hoop dit maak sin. Geseënde dag.